Goed, ek dink almal van julle het die nuwejaarsboodskap vir hierdie jaar gekry. Ek het dit vir julle per e-mail gestuur. En dit het gegaan dat ons in hierdie jaar deurbrake gaan sien in ons lewens, dat die dooie bene in ons lewe gaan begin lewende raak, dat ons het die autoriteit gekry soos 'n Esegiel om daai dooie bene aan te spreek, en as daar enige iets doods in jou lewe is, het ons gesien van die verhaal van Elisa, dat die dooie man het glad lewende geword toe Elisa se lijk aan hom geraak het. En weet julle, toe sit ek nou met hierdie wonderlike boodskap en ek begin vir die Here vra nou, nadat ek dit gekry het, ek sê, wat moet my die eerste Bybelstudie wees, want ek het net al gevoel gekry, daar moet iets gepraat word, wat net kan aansluit by dit. En ek onmiddellik hoor ek, dat 6 van die mense, hulle moet in my skuilplek wees. Nou loop ek met hierdie skuilplek. Nou meer ek met die Here praat, dan sê net, ek wil vir my iets, as byvoorbeeld, man, as hulle in my skuilplek is, dan gaan hulle die vrymoedigheid hê, die boldness hê, om hierdie dooie bene aan te spreek. Hulle gaan dit nie doen met 'n arrogansie nie, hulle gaan in nederigheid en afhanklikheid, gaan hulle maklik hierdie dooie bene kan aanspreek. Joh, en so loop ek nou met hierdie ding, en ek begin toe nou dink aan hierdie skrifte, en daai skrifte, en eendag hier bel Alma vir my. Waar is Alma? Hier sit Alma. Alma bel my, sy sê vir my, sy wil vir my 'n skrif gee in Deuteronomium 33 vers 27. En sy lees hom, waaroor gaan dit? God is jou skuilplek. Ek sê, dankie Here, daar's vir my die eerste bevestiging. En so loop ek nou maar met hierdie ding, en later vra ek vir die Here, maar dis so Ou Testament. Ons wil, hoe werk dit in die Nuwe Testament? En toe daarna, toe luister ek eendag na 'n preek van Joseph Prince, en die onderwerp wat hy praat, en daar sê die Here vir my, daar's jou antwoord. Dit wat hy nou vir jou sê, of waaroor hierdie preek gaan, is ons Nuwe Testamentiese skuilplek. So, dis hoekom ek so opgewonde is oor vanoggend se boodskap, en ek weet regtig dat dit vir ons iets gaan beteken. Nou, ons eerste klompie skrifte, gedeelte, die eerste grootste gedeelte van die bladsy, gaan oor ons inleiding, dat ons kan weet wat beteken skuilplek. So, ek wil hê, kom ons blaai na Psalm 91 toe. 91. Nou, julle weet, alles in die Ou Testament is 'n skadubeeld na die Nuwe Testament, né? So ons gaan soos wat ons aangaan, maar so ietsiekie ingooi daaromtrent. Ek gaan hierdie hele gedeelte vir julle lees. Psalm 91, vers 1. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind, met ander woorde skuilplek maak, en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Nou sê hy, as jy daar in daai skuilplek is, dan gaan hierdie volgende goed waar wees in jou lewe. Nou hoor nou net hierdie fantastiese beloftes wat vir ons hier gegee word. Hy sê, dit is hy, die Here, wat daar, as jy by hom in die skuilplek is, wat jou uit die voëlvanger se wip hou. Dit is hy wat daar vir jou in jou skuilplek vir jou bewaar van dodelike siektes. Hy beskut jou onder sy vleuel soos 'n hoenderhen. En hy is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy getrouheid beskerm jou van alle kante af, van voor, van agter, van oral af. Jy hoef nie bang te wees vir gevare in die nag, of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan, of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddeloses gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het. Hoor nou, omdat jy dit gedoen het, is die gevolge. Sal die Allerhoogste jou beskermer wees, en geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal naby jou woonplek kom nie. Hy sal ook sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal die engele vir jou dra, sodat jy nie jou voet in 'n klip sal stamp nie, en jy sal oor leeu's en adders loop, en leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat jy vir my lief het,
sal ek jou red, sê die Here, en jy sal my ken en ek sal jou beskerm. En wanneer jy vir my aanroep, sal ek jou gebed verhoor. As jy in nood is, sal ek by jou wees. Ek sal jou red, ek sal jou in jou eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek vir jou gee, en oor my hulp sal jy jou verbly. Ek het nou dit in die eerste persoon gesê. Is dit nie fantastiese 'n stuk hierdie nie? So kom ons gaan kyk nou 'n bietjie na die betekenis van die woordjie skuilplek. Skuilplek is in Engels refuge of fortress, en dit beteken a place of protection, 'n plek waar ek en jy veilig kan wees. Nou daar is verskriklik baie skrifte, ook op die aantekeninge, ek gaan nou nie almal lees nie, ek lees vir julle wat staan in Psalm 46 vers 1, daar staan, God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Dit is nou, die toevlug is nou hier in Afrikaans, die Engels sal dit as die refuge sê. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. So as jy in die skuilplek is, moet jy weet, die Here is altyd bereid om vir jou te help. Geen moeilikheid wat jy het, gaan hy sê, hierdie moeilikheid is bietjie te veel, ek kan jou nou nie ongelukkig nie uithelp uit hierdie situasie uit nie. Of die woordjie toevlug dan nou in die Afrikaans word baie keer in van die Engelse Bybels as dwelling place gebruik, en dit beteken to sit down, to settle in, to relax, to possess a place and live therein. Nou in Psalm 71 vers 7 staan, ek is vir baie 'n wonder, want U is my veilige toevlug. So sien julle, as mense na ons kyk, en ek en jy het die Here as ons toevlug, dan kyk hulle, dan sê hulle, maar jy's 'n wonder. Dinge is anders in jou lewe. Nou goed, kom ek wil net gou vir jou iets verduidelik. Toevlugstede of asielstede, city of refuge, jy kan gaan lees in Josua 20. In die Ou Testament lees ons van hierdie asielstede, wat aan die Lewiete gegee is, waarheen mense kon vlug, wanneer hulle skuldig was aan 'n moord. Die gebruik was, dat 'n familielid van die vermoorde kon wraak neem, om hierdie moordenaar te vermoor. Maar as hy sy toevlug na 'n asielstad geneem het, was hy veilig, want die stad was die plek, wat hom as skuldige beskerm het. So nou kan julle sommer dadelik sien, ons asielstad is die feit, dat ons verlossing in Jesus Christus het. Kan julle dit sien? As ek en jy vanmôre hier sit, en sê, weet jy wat, ek behoort aan die Here, dan het ons klare asielstad, en as ons in daai verlossing van hom is, in ons posisie van verlossing, dan is ons nie meer skuldig nie. Dan kan niemand na ons toe kom om vir ons te kom aankla of te beskuldig nie. In die Engels praat van the avenger of blood, of ek weet nie hoe spreek jy dit uit nie, dit is die Here. Hy wat onder die ou verbond het, hy wraak geneem op almal wat skuldig was. En sy toorn was op hulle, en hulle is gestraf. Maar selfs die avenger of blood kan niks doen aan daai skuldige persoon wat in die asielstad is nie. Want hoekom nie? Die stad het die straf weggevat. Die feit dat hy in die stad is. Okay? So, julle sien klaar daar die skadubeeld. Nou goed, die ander woorde wat gebruik word vir skuilplek of toevlug, is onder sy vleuels. En dan, soos ek vir julle gesê, ek sien altyd die prentjie van die mamma hen, met haar kuikentjies. Dit is in the secret place. Under the shadow of the Almighty word in Engels gesê. En hierdie is soos 'n covering, dit is soos 'n sambreel wat oor jou is, wat jou beskerm. Dis 'n hiding place. Ek weet nie julle kinders nie, maar my kinders het toe hulle klein was, het hulle as hulle mekaar so gejaag het in die huis, dan het een so skielik hier om my bene kom vat en dan gesê, dis my den, mamma is my den, mamma is my den. Ek weet nie of julle dit ken nie. Nou dit beteken as hulle by hulle den is, dan mag die ander niks aan hulle doen nie. Nou dit is amper soos wat dit is. Die Here is ons den, okay? Dan mag niemand enige iets aan ons doen nie. Kom ek lees vir jou hier Psalm 17 vers 8. Daar staan, beskerm my soos die appel van u oog. Steek my weg in die skaduwee van u vleuels. Och, dis baie mooi. Nou goed, ek het dan soveel psalmverse gaan kyk en ander verse, en hier is net 'n paar opsommings van skrifte, wat die gevolge is van my en jou
in sy skuilplek. Psalm 34 vers 9 en Psalm 2:12 sê, dit gaan goed met almal. Psalm 5:12 sê, as ek en jy onder sy vleuels is, dan sal ons bly wees en ons sal jubel. Daar ervaar ons ook sy genade. Ons sal bevry word daar onder sy vleuels en in sy skuilplek. Hy help ons daar teen vyande. En ons sien ook dat elkeen word daar beskerm wat daar is. Niemand kan enige iets aan ons daar doen nie, ons het sy beskerming. Goed, nou die volgende skrif wat Alma van gepraat het, Deuteronomium 33, kom ons lees gou daai stuk. Dan sien julle hoe die ooreenkoms tussen hierdie gedeeltes is. Dis net vir my so kosbaar hoe die skrif is. Ok, ek gaan hom ook heeltemal deurlees en dan praat ons van elke versie. Ek gaan van vers 26 aflees. Deuteronomium 33, vers 26 tot 29. Vers 26 praat hy hier met iemand wat genoem word Jesirem. Nou Jesirem is die simboliese naam vir Israel, en dit is ek en jy. Alle kinders van die Here is deel van die volk Israel, dis ons, en dit beteken the upright one. Upright one, hoekom is ons upright one? Want ons staan nie meer skuldig voor God nie. Ons kan met oop gesig in die teenwoordigheid van God staan en ons kan hom van aangesig tot aangesig sien. Ok? So Jesirem, dan praat hy met elkeen van ons wat sê ons is kinders van die Here. Nou sê hy Jesirem, daar's niemand soos God nie. Hy ry deur die hemel om jou te kom help. In sy majesteit ry hy op die wolke. Die ewige God is 'n skuilplek. Sy arms is altyd onder jou. Hy verdryf die vyand voor jou uit en hy beveel, roei uit. Daarom, hier is ons weer gevolge. Daarom woon Israel of Jesirem woon rustig. Woon die nasate van Jakob woon eenkant in 'n land van koring, in 'n land van wyn en in 'n land waar die hemeldou op jou drup. Dit gaan goed met jou, Israel. Wie is soos jy? Jy's 'n volk wat deur die Here verlos is. Hy beskerm jou en hy help jou. Hy gee mag aan jou. Jou vyande, hulle kruip voor jou en jy sal oor hulle offerplekke stap. Alright, kom ons gaan nou na die aantekeninge toe. Jy weet nou, Jesirem is jy. Ok. En hy kom sê vir jou, weet jy moet vandag weet, daar's niemand soos God nie. Daar's niemand soos God nie. Vertrou altyd op hom. En hy ry deur die hemel om jou te kom help, en sy majesteit ry hy op die wolke, en nou die ewige God is 'n skuilplek, en jy's onder sy arms, en daar verdryf hy jou vyand, en hy beveel jou om autoriteit te neem. Roei uit die vyand in jou lewe. Daarom nou die gevolge. Die gevolge is, jy sal rustig woon. Rustig beteken, weet jy wat? Ek is bang vir niks nie, want ek weet daar's nie gevaar nie. Dit beteken, ek bekommer my oor niks as dinge sleg gaan nie, want ek weet, my God is by my. Hy gaan uitkoms gee. Hy gaan die dinge vir my uitsorteer. Hy gaan vir my wysheid gee. Ek bekommer my oor niks. Ek woon net rustig. Dis wat dit beteken. In hierdie land van koring. Nou koring spreek van die woord, né? Lukas 8 vers 11 sê, die saad, koringsaad, is die woord, okay? Nou julle weet, ek is nou baie lief vir die Hebreëus deesdae, en as ons nou gaan kyk na hierdie woordjie kon, dan is dit 3 letters. Nou die eerste letter, ek het laas vir julle mooi verduidelik, die Hebreëse taal het allemaal prentjies, elke letter het 'n prentjie. Nou die eerste prentjie van koring, is 'n open mouth. Die tweede ene is mighty, en die derde ene is security, of sekerheid, of waarborg, of voorsorg, ekskuus. So as ons nou sê, ons bly in 'n land van koring, wat van die woord spreek, en ons kyk na die Hebreëse betekenis, dan beteken dit, ek en jy bly in 'n land, dat as ons met 'n open mouth, met ander woorde, as ons kan praat, volgens die woord, dan het dit 'n kragtige, 'n mighty,
security, met ander kragtige sekerheid dat dit sal goed gaan met my en jou. Dit is 'n kragtige waarborg vir sukses. So Josua 1 vers 8 vir ons sê. Dit het 'n kragtige voorsorg teen alle onheil en teen alle rampe, soos wat ons nou in Psalm 91 ook gesien het. Sien julle daar? Ek en jy bly in daai land. Vir my en vir jou as Israeliete is dit so as Jeserem. Maar ons bly ook in 'n land van wyn, waarvan spreek dit van die Heilige Gees invloed. Ons sien daar in Handelinge 2 vers 4, hulle is vervul met die Heilige Gees en die gevolge, die invloed van die Heilige Gees was dat hulle soos dronk mense opgetree het. Die Hebreëus vir wyn is weer 4 lettertjies. Die eerste ene is 'n sign. Die tweede een is 'n open hand. Met ander woorde, iets word vir jou gegee. Die derde een is completeness en die vierde een is consume. So wat beteken dit vir my as ons bly in 'n land van wyn? Dit sê dat ons bly in 'n land waar ek en jy die teken het dat aan ons gegee is die volmaaktheid wat ons verteer het. Ons het dit geconsume. Dit spreek van die heiligheid, die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees wat in ons is met wedergeboorte. En nou is ons net soos Jesus. Ons lewens word completely beheer deur die Heilige Gees. Ons is in sy krag, ons is in sy liefde. Dit spreek van die posisie van Christus. Sien julle dit? Dit spreek van die nuwe mens wat ek en jy is, wat deur die Heilige Gees nuut gemaak is. En as ek en jy in daai land bly, moet die mense dit kan sien. Hulle kyk na ons en hulle sê maar, hierdie ou, daar's iets aan hom, daar's 'n teken wat ek sien in hom wat ek nie in ander mense sien nie. Okay? En dan natuurlik, hierdie koring en wyn spreek ook van nagmaal. So as ek en jy in daai land is, dan kan ons nagmaal gebruik. En hier is 'n kosbare versie in Sagaria 9 vers 17 wat sê, die koring en die wyn sal maak, dat die jong mans en jong meisies gesond en sterk sal wees. Julle weet almal, waaroor gaan die nagmaal? Oor 'n gesondheid, né? En oor die feit dat ons so dankbaar is dat dit deel is van wat die Here vir ons aan die kruis gedoen het. Julle weet Adam en Eva het met die eet het hulle tot 'n val gekom van die hulle het van verkeerde boom geëet, boom van kennis van goed en kwaad. Terwyl ons met die nagmaal eet ons die herstel wat Jesus vir ons gebring het aan die kruis op Golgotha. Okay, so hierdie koring en wyn, moet jy weet, met ander woorde, die woord en die Heilige Gees invloed wat ek en jy het. So terloop, sien julle daarso by Deuteronomium 33 het ek langsaan geskryf, Jakob se seun, Genesis 27 vers 28. Ons is mos die nakomelinge van Abraham, Isak en Jakob. En presies dieselfde seun wat oor ons uitgespreek het hier, wat ons lees in Deuteronomium 33, word net so oor Jakob uitgespreek. Julle kan dit gaan lees daar. En daar sê hy, die koring en die wyn is ons aardse rykdom. So die woord, die feit dat ons die woord kan spreek, die feit dat ons Heilige Gees invloed kan hê, maak van ons aardse ryk mense. En dan bly ons ook in 'n land van druppende dou. Hierdie spreek van die goedgesindheid van God. Spreuke 19 vers 12 sê, 'n koning se goedgesindheid is soos dou op die gras. Weet jy wat? Ek en jy moet weet dat God altyd 'n goeie gesindheid teenoor jou het. Sy guns en sy goedheid, Psalm 23 vers 6, is altyd met jou. Ons gaan later nog weer daarby kom. En dit word oor die seën oor Jakob gesê, ons hemelse rykdom. Want dit kom uit die hemel uit, daai goedgesindheid wat God teenoor jou het, sy guns, sy goedheid, sy liefde vir jou, kom uit die hemel uit. Dis ons aardse rykdom. Is dit nie awesome, dat ons ook dit vanmôre kan weet nie? Nou, dan Hebreëus. Die Hebreëse betekenis van dou, 2 lettertjies. Die eerste ene is new life, en die tweede ene is yoke. So, as ek en jy in 'n land van druppende dou is, dan beteken dit, dat ons is in 'n land, waar ons in 'n nuwe lewe is, waar ons in versoening,
is met die Here, want dit is wat 'n juk is. Ons is in eenheid, ons is versoen met mekaar, ons loop saam die pad. Twee osse wat in 'n juk saam is, hulle loop dieselfde paadjie. OK? So, dis die goedgesindheid van God, dat ek en jy het in 'n nuwe lewe. In die ou verbond was die Here nie 'n goedgesindheid nie, maar die nuwe verbond het die Here 'n goedgesindheid met elke kind van hom. En ons sien die gevolge daar, dat dit gaan goed met ons. Ons is 'n volk wat deur die Here verlos is. Hy beskerm ons, hy help ons, en hy gee vir ons mag, en ons vyande kruip voor ons. En ons stap oor hulle offerplekke. Is dit nie fantasties nie? En, nou wil ek weer een sê, onthou nou, alles in die Ou Testament is 'n skadu na die Nuwe Testament toe. En dis hoekom die boodskap was nie vir my hier klaar nie, want ek wil weet, wat beteken dit in die Nuwe Testament? So gevolglik, toe vra ek vir die Here, Here, nou hoe kom ek nou met hierdie Ou Testamentiese skuilplek by die Nuwe Testament uit? Nou toe gaan kyk ek in die Bybel, gelukkig vir konkordansies, en ek soek op die enigste plek in die Nuwe Testament, van Matteus af tot Openbaring, waar daar iets staan, soos skuilplek of toevlug, of een van daar onder sy vleuels, enigste plek, is in Hebreërs 6 vers 18. En ek gaan lees toe daar. Nou kom ek lees vir jou, Hebreërs 6 vers 18. Hebreërs 6 vers 18 sê, die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Nou as jy nou net hierdie versie lees, dan beteken dit vir jou op die aarde niks. Ons moet altyd dit wat voor dit is lees en dit wat agter dit is. So, kom ek het vir julle mooi opgesom op die aantekeninge. Van vers 13 tot vers 17. Die stukkie wat daar staan, word gepraat van die belofte wat aan Abraham gemaak is. OK, alreeds in Genesis. Nou daar staan, dat, en ek het dit net opgesom, die belofte van Abraham, wat in Genesis al gemaak is, dat hy geseënd sal wees in alles wat hy doen. Geseën sal ook jou nageslag wees. Met ander woorde, God het ook vir ons, Abraham se nageslag, daai selfde seën beloof. Seën beteken dat ons voorspoedig sal wees, dat dit goed met ons sal gaan, dat die Here se goedgesindheid 'n werklikheid in ons lewe sal wees, dat ons hierdie nuwe lewe in Christus elke dag sal belewe. Dat hy het dit vir ons beloof. Nou sê hy, om hierdie belofte aan ons te waarborg, het God dit met 'n eed bevestig. Nou as iemand 'n belofte wat gemaak is, met 'n eed bevestig, dan beteken dit net eenvoudig, dit is klaar gesproke, dit sal so wees. Daar's geen manier hoe daai belofte teruggetrek kan word, of kan verander word, of dat daar op 'n stadium kan gebeur, wat sê, weet jy wat, ek dink nie meer hierdie belofte gaan vervul word in jou lewe nie. Dit kan nooit ooit verander word nie, want God lieg nie. As hy iets moet 'n eed bevestig, dan beteken dit, dis ja en amen, dis hoe dit sal wees. OK? So, kom ons lees nou met dit as agtergrond, nou sê hy, hierdie twee onveranderlike dinge, ek sou weer by vers 18. Die belofte en die eed, dis twee onveranderlike dinge. Kan nie verander word nie. 'n belofte is gemaak, en is ook met 'n eed bevestig. Dit is 'n waarborg, dit is 'n garantie, dat God sy woord gestand sal doen. En dis vir ons, wat ons toevlug tot hom geneem het. Het jy jou toevlug tot die Here geneem? As jy 'n kind van die Here is, ja, dan is jy in sy skuilplek, dan is jy in die asielstad. Jy het jou toevlug tot hom geneem. Dan is dit 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Nou hierdie kragtige aansporing, hoor wat sê die Amplified. Die Amplified sê, dis a mighty indwelling strength. Dis 'n strong
encouragement. So nou lees ek en jy die Bybel en ons lees al die beloftes en ons hoor van die seën van die Here wat oor ons is en ek het net moeilikheid, soos Johan gesê het. En nou, wat beteken hierdie kragtige aansporing? Dit beteken hier binnekant is 'n mighty indwelling strength. Wat vir my sê, weet jy wat, ek sien hierdie moeilikheid in my lewe, maar hier kom iets in jou binneste gebeur hier binnekant, wat vir jou sê, weet jy wat, ek het iets om aan vas te hou. Ek gaan my nie laat omkry deur hierdie moeilikheid nie, maak nie saak hoe erg hierdie moeilikheid is nie, my moeilikheid kan nie groter wees, as hierdie vaste, onveranderlike dinge, 'n belofte wat met 'n eed bevestig is nie. En ek gaan vashou aan daai hoop wat ek het, dat my moeilikheid opgelos gaan word. Dat hier gaan uitkoms wees, dat hierdie gaan 'n verandering kom in my finansies, dat my huwelik gaan herstel, wat dit ook al mag wees, dat hier al die seën wat vir Abraham beloof is, dat ek kan aanhou hoop dat dit gaan gebeur. Okay. Nou sê vers 19, na vers 18 sê, hierdie hoop wat ek aan hom moet vashou, dit besit ons, alle gelowiges, dit is vir jou in. Ons besit dit as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker. Die Engels praat van 'n anchor of the soul, wat agter die voorhangsel vas is. Nou as julle hoor van 'n woordjie anker, dink julle ook aan 'n boot wat in 'n woeste storm is, en dan gooi jy die anker uit, en wat veroorsaak daai anker? Laat die boot nie kan omval nie, dat die boot nie kan wegdryf nie, dat daar bietjie stabiliteit kom in die boot. Hoor hier wat sê die Bible Dictionary van the holding power of an anchor. Hy sê, die krag van 'n anker is the sure and steadfast hope in the promises of God serve as an anchor to calm our fears in the storms of life. Is dit nie vir jou 'n bevestiging nie? Is dit nie vir jou genoeg rede om weer nuwe hoop te hê nie? Maar weet julle wat, dit bly nie by die hoop nie. Onthou julle ons nuwejaarsboodskap ook, het ek hier so as 'n laaste gedagte gesê, hierdie beloftes van dat ons vir die doodsbene kan sê lewe, gaan nie net oor hoop nie, maar dit gaan oor dat ons kan dit vasglo dat dit sal gebeur. Weet jy of julle dit kan onthou nie? Dit het die Here vir my duidelik gesê, ek het dit gehoor, en ek het geweet dit beteken iets, en toe ek hierdie stuk bykom, toe verstaan ek dit, hoekom dit deel van die nuwejaarsboodskap moet wees. Want weet julle wat, om net te hoop dat iets moet gaan gebeur, beteken sometime, whenever in future, eendag. Maar, wat sê Hebreërs 11 vers 1 vir ons, wat is geloof? Geloof is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Geloof is om absoluut oortuig te wees van die dinge wat jy nie sien nie. Jy sien nie jou moeilikheid is opgelos nie, maar jy is oortuig daarvan dat dit gaan wees. En dan, dis wat jou lewensanker is. Dit is, as jy daaraan kan vashou, dit is vir jou die kragtige aansporing, dat jy daaraan kan vashou, sodat jou lewensbootjie nie, nou sê op, nou sê af, en nou verdrink ek, en hier is die water op my, en hier is die gevaar nie. Nee, dit begin rustig raak. Jy begin kalmeer. Jy stres verdwyn. Die slapelose nagte verdwyn. Jy raak nou ontspanne. Jy sien die see is nog steeds woes en storm agter, maar jou lewensbootjie het gekalmeer. En jy kan selfs rustig gaan slaap. Dis waaroor dit gaan, dat ek en jy moet absoluut oortuig wees. Dis byvoorbeeld, dat wanneer jou lewensboot in 'n storm is van byvoorbeeld 'n siekte, dat jy weet, jou bootjie is so geanker, met ander woorde, jy is seker, jy is oortuig daarvan, jy gaan gesond word.
As jy in finansiële probleme of huweliksprobleme is jy seker, jy is absoluut oortuig daarvan, jou finansies gaan regkom, jou huwelik gaan herstel. Dit is Abraham geloof. Romeine 4 vers, kom ek lees vir jou Romeine 4. Joh, dit het my net weer so geseën. En jy weet, ek het al so baie gewonder oor ou Abraham. Kyk, almal praat altyd van Abraham se geloof. Jy weet, ons moet Abraham se geloof hê. Maar as jy 'n bietjie mooi daaroor dink, Abraham het nie so vreeslik wonderlik geglo nie. Want hy het 'n Ismael geboorte gegee. Hy het ander plannetjies gemaak, want dis wat 'n Ismael is. Hy het selfs, Sarah het gelag, toe God vir hulle weer kom bevestig dat hulle gaan nageslag hê. Hulle het gesê, maar jy weet, kyk hoe oud is ek. Dis onmoontlik. En net so, kyk ek en jy ook na ons dinge, na ons situasies en ons sê partykeer, maar hoe is dit moontlik? Dit lyk nie moontlik nie. Maar weet julle, hoe luister net hierso in Romeine 4 vers 20, wat staan hierso? Hier staan so baie duidelik. Hy staan, kom ek lees vers 19. Al was hy so wat 100 jaar al oud, en het hy goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was, en dat Sarah ook te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie. Nou vers 20. Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die beloftes van God nie, maar hy het in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hier's 'n geheim. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. En weet julle wat? Dit gaan, ons kan, om oor geloof te praat is 'n onderwerp op sy eie. Maar ek glo, dit was oor Abraham, wat nooit getwyfel het, dat God dit wat hy beloof het, gaan doen nie. Hy het nooit betuig, hy was oortuig daarvan. Met ander woorde, ons kan soms wonder, maar hoe gebeur dit, en wanneer gaan dit gebeur? Maar ons mag nooit sê, dit sal nooit gebeur nie, of het kan nie gebeur nie, dis onmoontlik laat dit gebeur nie, dit is ongeloof. Maar dat ons gaan wonder, hoe gaan die Here iets uitweg uit hierdie situasie uitkry, dit kan ons doen. Dit het Abraham ook gedoen. Maar ons mag nooit sê, dit kan nie, dit sal nie, dit is onmoontlik nie. Want niks is by God onmoontlik. Ek weet van 'n vrou, wie se man vir 18 jaar lank was hy 'n absolute alkoholist. Hy was een van die voorste diakens in die kerk. Maar naweke het hy gedrink vandat hy Vrydag by die huis gekom het tot Sondag aand 'n paralytic dronk. En vir 18 jaar, maar daar was 'n profetiese woord oor hom uitgespreek dat gesê hy sekere goed gaan doen. En sy het op daai beloftes gestaan. En een aand na omtrent 17 of 18 jaar het sy, terwyl hy in die bad poepdronk lê, ekskuus vir die woord, en sy is moedeloos en sy is opgehuil en gevra en gesoebat en alles, toe vat sy 'n lappietjie en sy salf hom met olietjies en sy gaan sit dit onder sy kopkus en sy sê, Here, ek kan nie meer nie, ek gee oor aan U. Sy gaan sit daai lappie onder die kopkussing. En weet julle wat, sy het nie vir haar man 'n woord gesê nie, hy het gaan slaap op hy lappietjie onder die kopkussing, hy het nie geweet van die lappietjie nie. Die volgende oggend het hy opgestaan, al die drank in sy huis in die badloop uitgooi waar hy vorige nag dronk gelê het, dit was die einde van sy drinkery. Dit kan in my en jou lewe ook gebeur. Moet nooit ophou, ook al is dit 18 jaar nie. Moet nooit ophou glo dat die beloftes van die Here is ja en amen nie. Okay, jy kan ook gaan lees Hebreërs 10 vers 35 en 36 sê ook dat julle geloofsvertroue moet julle nooit ophou nie, want so gebeur die wil van God en kom die beloftes van God in vervulling in jou lewe. Goed, nou kom ons by ons eintlike vers. Hierdie was alles net inleiding. Kom ons blaai na Hebreërs 4 toe. Hebreërs 4. Ek gaan nou weer vir julle die hele stukkie daar lees. Ons gaan dit lees as 'n eenheid. Hebreërs 4 vers 1. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle,
Maar hoewel hulle die prediking gehoor het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het. Toe het ek in my toren 'n eed afgelê. In my rus sal hulle beslis nie aangaan nie. Hoekom nie? Want hulle het nie geglo nie. Hulle het nie die blye boodskap geglo nie. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Want ergens in die skrif word van die 7de dag dit gesê. En God het op die 7de dag gerus van al sy werk. Kan julle nou sien hier, hoekom het God gerus op die 7de dag? Dit was nie dat hy moeg was nie. Sy werk was afgehandel. Die einde van vers 3 sê dit vir ons. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel. Ok, dit was klaar. En God het op die 7de dag gerus van al sy werk, terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Ons sal nou net sien wat is hierdie ongehoorsaamheid. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. Gaan jy hand opsteek? Is jy deel van daai vir wie dit moontlik is om in sy rus in te gaan? God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik 'n vandag, nie die Sabbatdag nie, vandag, wanneer hy soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Josia hulle in die rus laat ingaan het, en hy verwys hier na Jesus, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus nog steeds 'n Sabbatrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, jy rus van jou werk, net soos God van sy werk gerus het. Hoekom het hy gerus van sy werk? Want sy werk was klaar. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. So, ek maak die stelling hier. Ons Ou Testamentiese skuilplek is, en om dit te ervaar, al die gevolge te ervaar, is om so te glo, sodat ek in sy rus ingaan. Ek wil vir jou sê, om net te glo dat daar 'n God is, om net te glo dat daar Jesus Christus is, om te sê ek is 'n gelowige, gaan jou nie laat rus ervaar nie. Want weet julle, as ek kyk na soveel Christene se lewens, en soms aan my eie lewe, ek stres nog. Ek is nog partykeer, is my lewensbootjie besig om te kantel. Daar is gevolge, dinge waarvoor ek bid wat nie gebeur nie. Ek kyk na beloftes wat nie in vervulling kom nie, na my lewe en in soveel ander mense se lewe, en ek weet nie van julle nie, maar ek vra vir die Here, maar ek soek dit. Ek wil nie uitmis nie. Waar lê die fout? Want ek weet, as die Here iets beloof het, sy woord is die waarheid, hy lieg nie. Hy gaan nie vir ons sê, in Deuteronomium en in Psalm 91, as jy in my skuilplek is, dan gaan ek jou beskerm, en jy gaan nie siek word nie, en al daai wonderlike goed, as die vyand kan nie naby jou kom nie, die peste gaan nie naby jou kom nie, geen onder gaan jou trek nie, en ek kyk na Christene se lewe, en ek sien net, man, ons lewens lyk net soos die ongelowiges in. Ergens moet 'n fout wees. En dit hierdie ding van Hebreërs 4 wat sê, maar waar is die rus? Iets moet daarmee te doen hê. So ek wil weet, waar is daai struikelblok? Nou goed, kom ons gaan kyk na die woordjie rus. Die woordjie rus, die Griekse woordjie, ek moet kom probeer uitspreek, katapausis, is a place of resting down. Dis 'n onverklaarbare rus en 'n kalmte, omdat ek die blye boodskap glo. Soos wat daar in Hebreërs 4 vers 9 en 10 gesê word. Net soos God na al sy afgehandelde werk, na die 6 dae, wat hy alles gemaak het, die son en die maan en die bome en die riviere en die berge en alles gemaak het en die mens gemaak het, toe kyk hy daarna, hy sê, weet jy wat,
My werk was baie goed. Daar is niks meer wat ek kan doen om my werk te verbeter nie. Net so, hier is die geheim, moet ek en jy kyk na wat in die blye boodskap staan. Blye boodskap is the good news van die evangelie van Christus Jesus. Van dit wat hy aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen het, die rede hoekom hy aarde toe gekom het. En ons moet kyk na wat was die gevolge, of die funksie, nie die gevolge nie, die funksie, wat hy, sy werk, wat hy gedoen het, aan die kruis. En ek en jy moet daarna kyk, net soos God na sy skepingswerk gekyk het, en ons moet sê, weet jy wat, daar's niks meer wat ek daaraan kan doen nie, behalwe om het te glo. Ek hoef nie meer te dink, ek moet nog 'n ou offertjie bring, sodat die Here my moet vergewe nie. Ek moet 'n bietjie meer kerk toe gaan, of 'n bietjie meer Bybel lees, jy weet, dan gaan die Here my gebede beantwoord nie. Of jy weet, ek moet 'n bietjie meer vir die armes gee, want jy weet, dan sal dit baie goed met my finansiële. Dis mos hoe ons nog steeds maar in ons koppe dink. Ek moet perform om die Here se performance te kry. Hierdie woord sê vanoggend vir ons, glo. Glo in dit wat die blye boodskap vir jou kom verkondig. Moenie maak soos ander kinders van die Here, wat dit hoor, maar hulle het geen insig nie, hulle verstaan dit nie, en dit beteken van dit niks, dit baat hulle niks. Daar's geen verandering in hulle lewens nie. Maar vir ons, wat dit glo met ons hele hart, ons gaan lê in ons lewensbootjie. Ons het 'n anker en ons bekommer ons oor niks. Ons het hierdie innerlike, onverklaarbare rus en 'n kalmte. As my man vir my sê, ek het 'n ander liefie gekry, dan het ek 'n rus en 'n kalmte. As ek aan die einde van die maand my rekenings moet betaal, en daar is net 'n rooi op die bankrekening, dan het ek 'n rus en 'n kalmte. Klink dit vir julle moontlik? Dit klink mos vir my na besigheid hierdie. Hoe sleg die dinge ook al kan wees, ek het 'n rus en 'n kalmte. Jesus het gaan slaap toe die storm aan die gang was. En met dalk is dit vir my en vir jou 'n voorbeeld. Ek en jy moet weet, ek en jy hoef niks te doen, sodat God vir my goedgesind moet wees nie. Sodat God vir my moet aanvaar en vir my moet lief hê nie. Ons hoef niks te doen om van daai erge sondes wat ons gedoen het, wat ons nog nooit die guts gehad het om te bely, vir iemand van te sê nie, laat dit ook nog moet vergewe word nie. Niks. Daar's dinge wat hy aan die kruis afgehandel het. En die eerste ding wat hy afgehandel het, ons lees dit in Hebreërs 11 vers 6, hoe moet ons glo? Ons moet in die eerste plek glo, dat hy bestaan. Die ou vertaling sê, dat hy is. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Dit beteken dat hy ons weet. Hy is 'n goeie God, hy kan nie 'n slegte God wees nie. Wat altyd vir ons is, en nie teen ons is nie. Dit sê Romeine 8 vers 31 ook. Psalm 56 vers 10 sê, die Here is altyd aan jou kant. Mense, en glo dit vanmôre. Daar is nooit 'n tyd, ook al is jy die slegste Christen, ook al is jy so teleurgesteld in jou, omdat jy die Here so teleurstel, dat die Here gaan na jou lewe gaan kyk en sê, weet jy wat, hierdie kind van my, ek is nou siek as wat, ek skop hom nou uit, ek gaan hom nou uit nie my kind nie, ek is klaar met hom, ek is moedeloos met hom. Nooit ooit is daar 'n plek in jou lewe waar dit kan gebeur nie. Die Here is so goed. Hy sal nooit toelaat dat enige iemand of iets om uit jou hande uitruk nie. Jy kan nooit nie meer 'n kind van God wees as jy verseker weet dat jy hom aangeneem het as jou verlosser en saligmaker. En hy is altyd aan jou kant. Hy wil jou uit al jou probleme altyd wil hy jou help. Jy moet weet, Matteus 7 vers 11 sê, dat as jy as 'n aardse pa
dan net die beste vir jou kinders dit wil hê, hoeveel te meer wil jou hemelse Vader doen? Jy moet glo, dit is wie God is. Hy is nie die kwaai ou basie wat daar bo sit met die stok, wat net kyk wanneer doen jy iets verkeerd. As dit jou persepsie is van God, dan het jy 'n verkeerde persepsie. Mense, en ek weet nie hoeveel woorde ek dit moet gebruik om vir jou te laat verstaan vanmôre, verander jou siening van God. Jy moet glo van vandag af, dat hy is die liefdevolste, beste papa wat jy ooit in jou lewe van kan droom. Baie keer was ons aardse paas, weet nie vir ons, was nie 'n goeie rolmodel nie, en ons sukkel om dit te kan glo. Mense, dis wat die woord sê, en die woord is die waarheid. Jou aardse pa wil vir jou altyd die beste hê. As my kind, enige van my kinders na my toe kom en sê, luister, ek is in die moeilikheid, help my, gaan ek nie vir hom eers begin sê, ja, maar jy het nou dit verkeerd gedoen, en jy is jou eie skuld, as jy nie dit gedoen, nee, ek gaan sê, okay, vertel my jou storie, maar ten spyte daarvan, gaan ek nog alles in my vermoë doen, om vir hom te help. En dis ons Papa God, hy is 'n goeie Vader, hy kan niks doen wat sleg is nie. En hy's 'n goeie God, en hy's 'n liefdevolle God, wat vir jou altyd lief het. Glo dit. Hy is liefde. Hy kan nie vir jou kwaad wees nie, hy kan jou nie verwerp nie, hy kan nie vir jou net die slegte goeders wil hê nie, hy kan nie sê, ek het jou nie lief nie, ek het iemand anders liewer as vir jou nie. Hy kan dit nooit vir jou sê nie. Hy het vir jou lief gehad toe jy nog 'n sondaar was. En hy het die hele wêreld lief. Die wêreld spreek van die ongelowiges. Daai slegste dwelmverslaafde mens wat jy ken, die slegste skelm wat hoeveel duisende miljoene mense se gelde gesteel het, of die slegste straat boemelaar wat daar lê, wat nie wil regkom in die lewe nie. Weet jy wat, die Here het vir hom ook lief. Hy het vir jou net lief, en hy sal jou net altyd lief hê. In die ander gedeelte van Hebreërs 11 vers 6 sê, wat ons ook moet glo, een ding is ons moet glo wie hy is, dat hy 'n goeie God, 'n goeie Vader en 'n liefdevolle God is. Maar dan moet ons daarmee saam ook glo, dat hy 'n beloner is. Dit staan in Hebreërs 11 vers 6. Ons moet glo dat hy 'n beloner is. Kom ek lees gou vir jou Hebreërs 11 vers 6. Hier staan, die Engels sê dit mooi, hy sê, without faith it is impossible to please God. Die Afrikaans sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Nou, wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, of dat hy is. Dit wat ek nou net vir julle gesê het, dat hy 'n goeie God en 'n goeie Vader en 'n liefdevolle God is, jy moet glo. Sy karakter is onberispelik. En jy moet dan glo dat hy die wat hom soek, die wat tot hom nader, die wat hom na hom toe kom as 'n skuilplek, as 'n toevlug, om te sê, weet jy, ek het nou soveel moeilikheid, ek is nou skuldig aan dit, en ek het dit verkeerd gedoen, en ek het al hierdie moeilikheid in my lewe, en jy hardloop na hom toe as 'n skuilplek. Dat wat gaan hy doen? Dat hy jou wil en sal beloon. Dis 'n belofte in die woord. Hy is 'n beloner. Hy wil jou altyd beloon. Dit is wie hy is, dit is sy karakter. Daar's nie voorwaardes nie. Jy moet dit verdien om beloon te word, soos wat ons in die wêreldstelsel is nie. In die skool kry jy net pryse as jy goed doen. In die werk kry jy net verhoging as jy goeie prestasies lewer. By God hoef jy niks goed te doen nie en jy word beloon. Dis 'n ander stelsel. It's too good to be true news. Maar in hierdie geval is dit ook true.
Kom ons kyk net vinnig na 'n paar belonings. 'n Beloning wat ek en jy gekry het, sonder dat ons enige iets kan doen om dit te verdien, is my en jou vryspraak. Die feit dat God gesê het, weet jy, ek spreek jou vry van al jou sondes. Al wat ek en jy hoef te gedoen is, ons moet dit glo. Net glo. En jy word vrygespreek. Witter as sneeu word jy gewas. Al jou sondes is op 'n papiertjie geskryf en met sy bloed uitgewis en teen die kruis vasgespijker. Dis uitgewis, forever en forever en vir altyd. En jy is vrygespreek en jy het die paspoort hemel toe. Dit is 'n geskenk omdat jy gekies het om hom te glo. En 2 Korintiërs 1 vers 19 en 20, hy wil jou beloon met al die beloftes. Wat sê die beloftes in 2 Korintiërs 1 vers 19 en 20? As jy in Christus is, met ander woorde, jy behoort aan hom, jy is sy kind, dan is dit ja en amen. Amen beteken, laat dit so wees. Dis ja, dit sal so wees, en dis amen, ja, laat dit so wees. Op al die beloftes van God. Weet jy, ook al het jy 'n klomp Ismaels oor 'n saak. Miskien het jy al vir die Here gelag en gesê, ek dink nie hierdie ding in my lewe kan regkom nie. Glo soos 'n Abraham. Al die beloftes, ek is oortuig daarvan, ek is absoluut seker daarvan, dat hierdie siekte van my gaan gesond gemaak word. Ek is oortuig daarvan, ek is absoluut seker daarvan, dat my huwelik, hoe wankelig hy ook is, gaan uiteindig in 'n gelukkige, geseënde huwelik. Ook al is my seun so 'n rebel of my kind so ver van die Here af op hierdie stadium, ek is oortuig daarvan, ek is absoluut seker, hy gaan nog by die Here uitkom. Wat 'n belofte in die woord jy ook al opstaan, staan daarop. En dan sien ons hier in Kolossense 3 vers 23 en 24. Ek gaan gou-gou vir julle lees wat daar staan. Ook 'n baie interessante stukkie hierdie. Wat ook dat ek en jy belonings het al hier op die aarde. Kolossense 3 vers 23. Hy praat hier van vers 18 af, praat hy met die vrouens, met mans, met kinders, met vaders en dan met slawe. Met ander woorde, werkgewer, werknemer. Dan sê hy, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as 'n beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Met ander woorde, jy as 'n vrou moenie aan jou man onderdanig wees en dink hy moet my onderdanigheid verdien nie. Want jy moenie aan hom onderdanig wees omdat hy is wie hy is nie, maar jy doen dit vir die Here. Mans, julle moet julle vrouens lief hê en nie vir die lewe vir hulle bitter maak nie. Jy gaan dit nie doen wanneer jou vrou nie meer gaan wees soos 'n druppende kraan. Jy gaan dit wees asof jy dit vir die Here doen. Geen voorwaardes nie. En kinders, julle moet aan julle ouers gehoorsaam wees. Nie ek gaan aan my ouers ma gehoorsaam wees as sy nie 'n bietjie meer in style raak nie. Sy's te oudtyds. Ek gaan nie aan haar luister aan haar ou vrou stories nie. Of vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek nie. Ja sê jy dan, maar my kind is so erg, ek kan nie anders nie. Wees jy gehoorsaam aan die beloftes van die Here, werkgewer, werknemer, moenie dinge doen om raak gesien te word nie. Die Here sê, as jy hierdie goedes alles doen, met die regte gesindheid van, weet jy wat, ek doen dit nie vir my baas nie, my baas te beïndruk nie, om sy guns te kry nie, of om my vrou moet, om iets by haar te kry, doen ek dit en dit nie, maar jy doen dit asof vir die Here, dan kry jy 'n beloning van God. En daai beloning is, dat die verhoudinge gaan regkom, maar dit gaan alles hier oor verhoudinge. So elke verhouding waarin jy is, gaan dink 'n bietjie oor, wat doen jy in daai verhouding? Doen jy dit terwille van die persoon, of doen jy dit asof vir die Here? As jy dit doen asof vir die Here, is hier 'n wonderlike belofte vanoggend, dat hy elke verhouding van jou verseker gaan herstel. Ons gaan nou hier stop, en ons gaan nou sluit vir tee, en dan gaan ons net maar aan vir die laaste gedeelte.